kerkraad nooi die gemeente en die besoekers uit om na die erediens saam te kom kuier in die groot saal verversingsbord te dien. Springbeurt vir Maart, wijk 8, Gys en Ronel Swart, verjaarsdag baie geluk aan Jaco Dreyer wat vandag verjaar, en Petrus Roux wat die 2de Maart verjaar. Bybelstudie Woensdag 18 en 1900 uur, bid die reissimfonie, en nie 1 Maart om kuier saam met ons bejaardes, so u is almal welkom om te kom saam kuier, en wêreldbiddag vir manne en vroue 3 Maart om 1800 uur. Die manne sal hier in die kerk by mekaar kom, en die dames in die klein saal dien. En dan gaan ons in die saal saam kuier na die tyd. U word toch maar aangemoedig om te kom. Broers en susters, as jy so rondom die kyk, dan sal jy sien, ons kerk is maar redelijk leeg. En daar is so baie dinge wat gebeur. Kom ons verootmoedig ons regtig voor die Here, sodat ons ook vir hierdie gemeente van hom, die kerk, kan bid en ook kan saam bid met gelowiges oor die wêreld heen. Tuinmaak 18 Maart om 9 uur. Graag wil ons hierdie dag gebruik om die besproeiing van die tuin te installeer. Om het self te doen bespaar ons baie kostes. Ons benodig asseblief jou hulp en 'n werker waar moontlik. Op ons gebedslys vanoggend is Dani en Annelie van Huisteen. Ons bid vir hulle volkome herstel en wat nog voor lê. Ons bid vir Dr. Janie Tron, wat in 'n ongeluk was, en vir hulle as familiekring, LJ en sy gesin ook in hierdie tyd. Ons bid ook vir die redsitting. Dan dink ons aan Jan en Tannie Marie en Hel, gemeentelede wat vloedskade gekry het. Ons bid vir ons gemeente, en ons bid ook sommer vir die wêreldbiddag. As daar een ding is, broers en susters, waarvoor ons regtig kan bid, dit is dat ons 'n biddende gemeente sal word, sodat ons werklik van die Here afhanklik kan wees. Dit is dan die einde van die afkondigings. Kom ons word 'n paar oomblikke stil, en ons bid vir die persone op ons gebedslys, maar ons berei ons ook voor vir hierdie erediens. Kom ons word stil voor die Here. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Psalm 48, Psalm 48, verse 1 en 4, as ons loflied tot eer van die Here.
staan in Markus hoofstuk 12, die Here Jesus dit self saamgevat het, waar hy gesê het, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse Here is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En dan wil ek bylees vers 33. Om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en slagoffers. Broers en susters, ons as mense sukkel hiermee. Ons worstel hiermee om werklik ons naaste lief te hê soos onsself. En eintlik soveel meer nog om die Here lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, al ons kragte. En dan sê die woord vir ons kan nie sê, ons het die Here ons God lief met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand nie. En dan terselfdertyd ons naaste haat nie. Nou, ons sal vandag in die prediking bietjie meer daarby stil staan. Die belangrikste is ek en jy werklik lief vir die Here? Kom ons bely ons skuld in die woorde van Psalm 130 vers 2. Verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde, waarin elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy die sonde bly lewe. Want sê 1 Tessalonisense 4 vers 7 en 8, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Kom ons bely as mense wat dit glo, ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore by die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode,
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing as bevestiging van ons geloof en toewydingslied, Gesang 29, en daarvan sing ons verse 1 en 3. Ewige God, almagtige Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons loof U omdat U goed is. Ons loof U omdat U genade vir ons genoeg is. Ons loof U omdat U redding vir ons gegee het deur Jesus Christus U Seun. Dankie vir die reën wat geval het. Dankie vir die herstel wat ons sien in die natuur. Ons bid vir almal wat skade gehad het, dat U ook vir hulle sal voorsien. Ons bid vir hulle wat siek is en geopereer is, of wat geopereer moet word, dat U vir hulle ook sal voorsien. En ons bid, Here, dat U genade regtig elke dag met ons sal wees, dat ons daarin en daaruit sal lewe, dat ons ook in hierdie bose wêreld waarin ons is, op U sal fokus op ons groei in die heiligmaking, dat ons waarlik sal groei, nader aan U kom, meer heilig word. Ons bid dat U met U genade ook vandag met ons sal praat. Ons bely dat ons nie self U woord kan verstaan of onthou of gaan doen nie. Maar ons bely, Here, dat U God is, dat U Gees waarin ons glo, in ons woon, en ons ook rig en lei. Ons vra dat U, O Gees van God, ook in hierdie dag met ons sal wees, deur U woord en deur die Gees. Spreek, Here, want die kinders luister. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons lees uit die Here se woord uit Romeine hoofstuk 1. Romeine 1
En ons lees daar van vers 18 af. Afgoderry en verdorwenheid van die heidene, want, vers 18, die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is. Want God het dit aan hulle openbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword aan hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. En so kan ons sien van vers 23 tot 32 ook, hoe daar beskryf word, hoe lyk die mens, wat eintlik dan teen God gekies het. Die woord van die Here praat met ons vanoggend oor 'n baie belangrike saak. En dit is oor die goedheid van God en ons wat God kan ken. Nou, as ons in hierdie verse wat ons gelees het, kyk al en ook bietjie verder, dan sien ons dat die woord vir ons sê, maar hierdie mense, almal in die wêreld, kan eintlik God ken. Nou klink dit baie keer 'n bietjie teenstrydig, want nou sê die woord ook vir ons. Ons wat glo, is onkeerbaar getrek deur die Gees van God. Ons moet dus hier mooi kyk wat word vir ons gesê. Kom ons pas dit toe met 'n voorbeeld. Ek hoor die afgelope week weer, ek wil amper sê nog 'n keer, van 'n belydenende Christen, nog 'n prominente persoon in sy kerkverband, wat met onwettige veranderinge aan die waterbane sy lande veilig gemaak het, maar in die proses reg gekry het om onwettig op te tree, oor die waterskeiding te gaan, ten koste van sy buurman onder andere, wie sy huis baie amper met hierdie reën onder water was. Groot skade, wat baie amper gebeur het. Skade aan infrastruktuur, skade aan almal om hom. En sy redenasie is maar net, wat is nou belangriker? Jou skade of my lande? Nou is dit so, dat ons as gelowiges kan bid, dat die Here die berg natuurlik wegneem op ons pad. En dat die Bybel praat van die berg wat in die see sal val as ons dit bid. Maar as ons bid, Here, skuif die berg van my land af na my buurman se land toe, dan twyfel ek of dit is hoe die Christelike en die gelowige sal optree. Want die Here sê vir ons in sy genade dat hy barmhartig is. Hy leer ons in die wet om hom bo alles lief te hê en ons naaste soos ons self. So ons kan dus nie ons naaste benadeel, selfsugtig en eie geregtig wees en dan tevrede met onsself wees. Ons as Christene moet natuurlik ons belange beskerm, maar ons as Christene moet ook weet dat ons die beeld van God moet vertoon. Die Nederlandse geloofsbelijdenis sê vir ons in artikel 2 oor die ken van God. Ons ken hom deur 2 middele. Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld. Dit is immers voor ons oë, soos 'n mooi boek, waarin alle skepsels groot en klein die letters is, wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien, soos die apostel Paulus sê in Romeine 1 vers 20.
dinge wat almal genoegsaam is om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem. Ten tweede maak hy homself aan ons nog duideliker en meer volkome bekend deur sy heilige en goddelike woord, soveel naamlik as wat ons nodig het in hierdie lewe, tot sy eer en die saligheid van wie aan hom behoort. Ons word dus vanoggend voor die vraag gestel, in die konteks ook van wat ons verlede week gehoor het, en die weke voor dit, naamlik dat God goed is. God is goed. En jy? God is goed. En jy? In die eerste plek, God het homself aan ons kom wys. Romeine 1 leer ons dat God homself aan die wêreld kom wys het. En as ons die eerste deel van Romeine 1 tot hier by vers 17 lees, dan sien ons dat God sy regverdigheid vertoon het, en verstaan ons ook die verduideliking daar, dat God goed is, ten spyte daarvan, dat ongelowiges verlore gaan. Dat die Here wel 'n plan gemaak het, sodat mense gered kan word. Nou sien ons in die gedeelte, wat ons vanoggend gelees het, en verder weer, dat die mens teen God gekies het. Dis nie God se skuld, as mense ongehoorsaam is aan hom. Dis nie God se skuld, as mense my en jou as gelowiges te nakom nie. Dis die gevolg van die sondeval. Dis amper die natuurlike optrede van mense. Dit word moeiliker, as dit medegelowiges is, wat ons te nakom. Dit word moeiliker, as dit mede-Christene is, wat eintlik vir ons, kan ons maar sê, vering voel. Wat regtig nie omgee, om ons skade te berokken nie, net om hulle eie selfsug en eie belang te bevorder nie. Dan raak dit moeilik om te sê, maar hoe sien ek God raak, as hierdie dinge gebeur? Om dit nog erger te maak, as ons vanoggend se gedeelte in die geloofsbelijdenis, Nederlandse geloofsbelijdenis lees, en ons kyk rondom ons en sê, maar kyk hoeveel skade het ons gelei. Baie mense het skade gehad die laaste tyd. Kyk hoe baie dinge loop verkeerd. Kyk hoe die onreg eintlik floreer en die geregtigheid krepeer. Kyk hoe dat mense wat misdaad aan die kaak stel moet vlug vir hulle lewens. Hoe verstaan ons dan die God wat agter alles in beheer is van die wêreld? Dan raak dit baie keer vir ons moeilik. Maar dan kom sê die Here vir ons in vers 19, maar ek het my openbaar aan die mensdom. Die boek van die natuur, soos die geloofsbelijdenis dit stel. Want kyk maar in vers 19 en 20. Ek het my in die natuur openbaar, en elke mens kan kyk rondom hom. Ag, nou met die vloede, as ons kyk na die Valrivier en vloed byvoorbeeld, daar die magtige walwater, dan besef ons hoe groot en hoe kragtig en hoe sterk is die natuur, en hoe magtig moet die God wees, wat dit alles gemaak het. En dan sê hierdie gedeelte juist vir ons, maar gaan kyk, die mense kon maar net gekyk het, na my almag. Dan kyk, hoe groei die gewasse na die reën. Kyk hoe mooi groen is hulle groei. Dis net 'n God wat dit kan doen. God het sy ewige krag en sy goddelikheid in die wêreld sigbaar gemaak, sien ons in vers 20. Die skepping self vertel duidelik van hierdie God, wat alles gemaak het, wat alles kan doen en beheer, wat alles weet. Mense dink egter, hulle is te slim vir God. Ja, dit maak 'n mens eintlik dom, as jy kyk na mense, se dwaase slimmigheid. Want hulle maak hulle skuldig daaraan, dat hulle kies om nie te glo nie. Dat hulle kies om die boek van die natuur nie te lees nie. Om die woorde van die natuur
dink hulle is slimmer as God, maar eintlik verval hulle in hulle dwaasheid. God het egter nog verder gegaan en sy seun aan die wêreld gestuur. Hy het vir die mense kom sê, kyk hier, so lyk ek. Want hy sê, sy seun is die beeld van God, wat hy aan ons kom vertoon. Hy het hom kom sigbaar maak. Hy het sy almag, maar ook sy genade en barmhartigheid kom sigbaar maak deur sy eie seun te stuur om vir ons sondes te sterf. Hy het homself kom sigbaar maak, sy regverdigheid, want hy het gesê die straf op die sonde is die dood. En nou is die dood bedien as te ware aan sy seun Jesus Christus. Ook die ewige dood, die hel, om sonder God te wees. Dit is aan Jesus Christus toegeken, sodat ons die lewe kan hê. God is regverdig en genadig, en hy kom wys homself nog duideliker aan die mensdom. Maar dan, op die ou end, broers en susters, dan gaan mense verlore in die tweede plek, deur nie te glo nie. Mense gaan verlore deur nie te glo nie. God het homself aan die mens verder kom openbaar, kom duideliker maak, soos ek reeds gesê het, deur sy seun te stuur. En al wat ons moet doen, is om te glo. En as ons mooi lees hier, dan is die glo eintlik maar ook 'n geskenk. Ook in die res van die Bybel word vir ons gesê, geloof is nie 'n prestasie nie. Dis eintlik maar die hand waarmee ek ontvang wat die Here vir my gegee het. Ek moet maar net glo, hom aanneem, sê Johannes 1:12. Hierdie verdienste van Jesus Christus moet ons maar net vir onsself vat. Dit gee hy vir ons. Maar die sondige mens kies teen God. Staan hier, wil hom nie verheerlik of dank nie. En eintlik is hierdie verheerlik of dank die kenmerk van gelowige wees. Ons kan nie sê ons glo, maar ons laat God nie God wees oor ons lewens nie. Ek kan nie sê ek is 'n Christen, maar die Here mag nie Here wees oor my besluite en my optrede nie. Die Here is in beheer, en daarom moet ons onsself onderwerp aan hom. Moet ons hom dank, moet ons hom loof, moet ons, soos hier staan, sy openbaring in glo. En hierdie keuse verslimmigheid bo goddelike wysheid. Sê vers 21, wysheid dwaas. En as ons vers 21 lees en ook 'n bietjie verder, dan sien ons dat God eintlik ons vat en oorgee aan ons sonde. Dat hy eintlik vir ons sê, nou mag gaan weerstandsland. God wat ons nie as ware gryp voor die bors en skud en sê, nou moet jy glo nie. Maar hy gee vir ons die keuse. Hy sê vir ons as gelowiges, so lyk my wet van liefde. Jy moet jou God lief hê. Met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte. Maar as jy jouself op die troon wil stel, dan kan jy dit nog doen. Jy kan dit regkry. Maar dit is dan dwaasheid. Nou gee die Here ons op die oud oor aan ons dwaasheid. Mag dit nie met ons gaan, soos dit gaan met daardie koning in die Bybel, koning Saul, wat beleef het en die Gees van God het hom verlaat, en hy het dit nie geweet nie. Dan kan 'n tyd kom wat die Here vir hom sê, nou maar gaan stamp jou kop, gaan lewe in jou eie ek, in jou eie belang. Maar dan verwyder jy jou eintlik, distansieer jy jou eintlik van die Here. Nou, dit is wat met alle ongelowiges gebeur. Mense wat nie glo nie, is nie arme ongelowiges nie. Dis mense wat teen God gekies het. Mense wat nie vir God gekies het nie, kies outomaties teen hom. Mense gaan verlore deur nie te glo nie. En dit bring ons by die derde punt. God is goed. En ek en jy. Die grote God het homself deur sy skepping aan die mens kom bekend maak. In die natuur,
En ook in die skrif deur sy woord, het hy vir ons kom wys, hoe lyk hy? Het hy kom vertel, hoe is hy? Hy het ons geskep om waarlik goed te wees, en ware geregtigheid en heiligheid. En die mense het dit verwerp deur die sonde. Maar natuurlik het God dit kom herskep deur sy seun. Hy het die woord van die lewe gestuur, sy eie seun Jesus Christus. En die Here Jesus het gesê in die woord, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar is nie 'n ander weë na Christus nie, na God nie. Die Bybel sê vir ons hier in 1, 2 en 3 Johannes en in Judas, as jy nie glo dat Jesus Christus God is nie, dan glo jy ook nie aan die Vader nie. Die Bybel sê vir ons op verskeie plekke, ek en jy kan nie sê, ons is gelowiges, maar ons steur ons nie aan God nie. Ons lewe soos ons wil nie. God dwing ons nie om aan sy wet gehoorsaam te wees nie. Dit behaag God van die begin af om aan die mens 'n keuse te gee om vir hom te kies. Hy stel homself aan ons bekend. Hy nooi ons en trek ons deur sy gees. Maar God gee ook vir ons die geleentheid om te kies. Ons kan nog ons eie ek in beheer plaas van ons lewens. Ons kan nog sê, nee Here, hierdie ding is dan nou 'n bietjie moeilik. Ek wil besluit. Ons kan in eie geregtigheid onsself liewer hê as hom. Ons kan dus maklik kies om ons naaste nie lief te hê soos onsself nie, maar net ons eie belang te God te soek. God is goed en hy het ons goed gemaak. Die vraag is ek en jy goed? Broers en susters, kies ons om die Here met ons hele hart, hele siel, hele verstand en al ons kragte lief te hê. As ons dit nie doen nie, dan word ons ook dwaas in ons oorleggende. Dan word ons gedagtes dom. En dan word ons verstand verduister. Soos die 2020 vertaling sê, ons denke word sinloos en ons harte donker. Daarom moet ek en jy as gelowiges ook waak en bid. Ons moet streef en gryp na die heiligmaking, asof ons dit kan kry. Sê die woord, die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien. Daarom sê die Lordse leerreëls as ons hulle gaan lees, dit kan nie wees dat 'n gelowige nie groei in heiligmaking. Sê die woord, as jy regtig 'n kind van die Here is, sal dit maklik word om die Here te dien. En nou weet u en ek, party dae as ons so in die spieël gaan kyk, dan sê ons, ai Here, ek wens ek kon nie beter dien. Want dit is nie so maklik nie. Maar hoe kry ons dit reg? Ons kry dit reg deur sy woord te soek, dit te eet, deur kerk toe te kom, en te luister in die kerk, deur Bybel te lees en bid, deur Bybelstudie toe te kom, deur biduur toe te kom, deur te leer om meer en meer te bid, om tyd met die Here te spandeer. Dit is die manier waarop ons eie ek doodmaak. Want dit gebeur van self, broers en susters, ag, u het dit sekerlik elkeen al beleef. Jy dink nog, ag, ek het die Here so lief. In die volgende oomblik dan gebeur daar iets en jy verloor dit heeltemal. En dan dien jy jou eie ek. Soos iemand 'n uitdrukking gehad het om te sê, dan spring die ou Adam weer net so hoog. Dan word die ou Adam en die ou Eva weer in beheer geplaas van ons lewens, ons woorde, ons denke, ons harte, ons dade. Kom ons waak en bid. Kom ons kies om God met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons kragte lief te hê, en ons naaste soos onsself. Kom ons vat saam.
broer, suster, seun, dogter. Mense word gered deur in die enigste God te glo, deur sy verlossing vir ons aan te neem, dan vaar ons eie te maak. Ons het die openbaring in die natuur en in die skriftuur. Kom ons aanvaar dit. Kom ons gaan lewe dit. Kom ons maak soos die woord op 'n plek sê, ons eet die woord. Ons bestudeer die woord. Ons neem dit in. Ons soek daarna om die Here lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel, ons hele verstand en al ons kragte. Kom ons streef daarna. Mense gaan verloor deur nie te glo nie. Vanoggend nooi die woord van God saam met die Nederlandse geloofsbelijdenis my en jou dus opnuut om te glo in hom, om werklik te glo. Ook te glo as die rampe kom. Ook te glo as ons naaste ons te nakom. En ons voel ons wil ons tog maar net distansieer van hierdie mense. Dat ons op die ou en die Here sal soek. Iemand sê, 2 mense het die volgende gesê, en het nou die dag van my in 'n boodskap gesê, ek gaan kerk toe om die Here te dien, nie om mense vas te kyk. Niemand anders het 'n paar maal al gesê, as ek daar in die kerk sit, dan kyk ek voor my, kyk nie rondom my nie. Ek beoordeel en veroordeel nie ander mense nie. Ek gaan om die Here te dien. Kom ons wat glo, bou ons geloof. Ons bou die koninkryk. Ons bou hierdie gemeente van die Here, wat ons verantwoordelikheid is, elkeen van ons, deur getrou te wees. Kom ons kom kerk toe, Bybelstudie toe. Kom ons lees die Bybel. Kom ons kies teen eie geregtigheid en selfsug. Kom ons kies teen brokke dra en liefdeloosheid. God is goed, maar wat van my en jou? Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof U omdat U goed is. Ons bely dat ons so maklik vaskyk in die boosheid van ander mense. Dat ons selfs so maklik struikel en U nie eerste stel in ons naaste soos ons self liefhet nie. Dat ons so maklik struikel as ander dit aan ons doen, wat ons self ook maar by geleentheid uitdeel. Ag, help ons om werklik U wysheid te hê in hierdie wêreld, om U getuies te wees. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes, waarna ons sing uit Gesang 38.
en 2. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en dan julle vrede gee.